Wonderful Jesus. Wat 'n groot voorreg geleentheid net vanmôre om U naam op te lig. Here, dat selfs sodat daar buite hoor en kennis neem dat ons God is 'n werklikheid. Jesus Christus leef, want die graf is leeg. Dankie vanmôre dat ons spekkies kan inneem rondom die tafel om te luister. Sal U die brood vir ons breek, sal U ons voed. Nuwe openbaring, warm brood uit die troonkamers van die Here. Dat ons innerlike mens versterk sal word, maar ook dat die Here ons die waarheid sal hoor, dat ons sal vrymaak in Jesus naam. Elke versterking van buite af, en ek bind 'n kanselering kragteloos stel. As die bloed van Jesus is teen julle, elke beplanning, die bloed van Jesus is teen julle. En Here, dankie vir engele wat al regmatige plek inneem binne die kerk en buite die kerk, om agter ons te kyk, ons te beskerm, en dat U naam maar deur verheerlik en geprys sal word. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Al die kinders van die Here sê amen en amen. Dankie. Nou vanmôre 'n spesiale boodskap. Nou dis jy vra pastor, hoekom weer vloek en sede? Ek het in al my boodskappe wat ek, of nie al nie, van die boodskappe wat ek deurgestuur het in die week, het ek wel gepraat oor familievloeke, seëninge vloeke. Hierdie het ek al 10 jaar terug, maar luister, hierdie gaan ek diep krap. En ek sê dis nodig dat ons weet, al stem soveel mense nie saam met dit nie, wat die vyand kan doen as ons deure oopmaak, wat hy kan vermag in ons eie lewe as ons deure oopmaak en toelaat in ons lewe. En ek wil vanmôre jy moet baie aandagtig luister. Ek mag miskien 'n paar kras dinge sê, maar asseblief verdra my. Ek moet dit uitkry, ek moet dit sê, sodat jy kan verstaan wat die planne van die vyand is en wat hy wil probeer doen. En hy sal alles probeer om 'n Christen huwelik skade aan te doen as hy sy wig ingeslaan kan kry daar. Dan doen hy dit. Hy sal enigiets probeer om so huisgesin uit mekaar uit te skeer, familie uit mekaar uit te skeer, want hy haat ons. Hy haat kinders van die Here. En wat hy gedoen het in die Ou Testament daardie tyds, selfs in die boek Genesis doen hy vandag nog steeds, niks is snaaks en niks het verander nie. Hy verander net sy kleur baie keer, maar alles is nog dieselfde as daardie tyd. En ek wil u aanmoedig, as u kansie kry, gaan lees Deuteronomium 27 en lees Deuteronomium 28. Ek is nou besig weer met 'n studie uit daai boek uit. En ek sê jou hare rys, baie sê met pastors Ou Testamenties, dit is waar as Ou Testamenties, maar die God van die Ou Testament het nog nooit verander nie. Hy is nog altyd dieselfde. So gaan lees dit, 27 en 28, ons lees vanmôre dan saam, 2 gedeeltes, Deuteronomium 27, 15 tot 19, en dan Galasiërs 3 vers 13, kom ons lees saam, Deuteronomium 27, 15 tot 19, hy sê, vervloek is die man, wat 'n gesnede en gegote beeld maak, 'n gruwel vir julle sterk van werk van 'n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel, en die hele volk moet antwoord en sê, amen. Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag, en die hele volk moet sê, amen. Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn weer lê, en die hele volk moet sê, amen. Vervloek is hy wat 'n blinde op die dwaalweg lei, en die hele volk moet sê, amen. Vers 19, vervloek is hy wat die reg van die vreemdeling wees en weer verdraai, en die hele volk moet sê, amen. Galasiërs 3 vers 13, welbekende gedeelte sê, Christus het ons losgekoop van die vloek, stem jy saam, van die wet deur vir ons 'n vloek te word, en daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die kan kom, in Christus Jesus
en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Dis waar mense opstaan, ek sê, staan op die skrif, dis waar. Maar kom ek wil vanmôre vir u 'n vraag vra, antwoord my eerlik vanmôre. Ons dan kyk. 'n vloek bly 'n vloek, stem jy saam met my? Wat is armoede? 'n vloek. Wat is sonde? Wat is siekte? 'n vloek, stem jy saam? Nou as Jesus Christus ons vrygemaak het van die vloek, soos die skrif sê wat ek saamstem, hoekom word mense nog siek? Hoekom is mense nog arm? En al daardie dinge, hoekom is mense nog gebind? Hoe die pastoor sê, as jy daai skrif vir jouself vat, en dit toepas in jou lewe, glo ek Here kan jou help. Luister wat pastoor sê. Maar op ons pad waar ons begin van die begin af tot die einde toe, sneller ons sekere dinge wat daai vloeke weer in werking stel in ons eie lewe. Ons sneller daai vloeke. As ons ongehoorsaam is en teen die woord van God gaan, dan gaan daai vloeke weer ons pad langs kom. Baie mense glo integreer altyd gedink ek stem saam, maar dan kan jy net sondig en leef soos jy wil leef en dink jy gaan nog hemel toe nie. Daar's so 'n ding soos belydenis, jou sondes te bely, to confess your sins. Jy kan net leef soos jy wil leef en dink jy gaan op die evangelie waarklub in die hemel maak nie. Verstaan? En net so hierdie skrif ook. Ons moet gehoorsaam wees aan die woord, ons moet toepas, ons moet doen wat die woord van die Here sê, en wegbly van dit wat verkeerd is, want daai dinge kan weer gesnel word in ons lewe. En dis hoekom ek praat van ondervinding. Ons het nie 1 of 2 of 3 of 4 of 5 nie. Ons het met hoeveel menigte mense gedeel. Kinders van die Here wat ons die bande van familievolkering moes breek. Wat deur geslagte deurgekom het en hulle gebind het. Vasgehou het, moes ons die Here vra om daai mense vry te maak. Dis 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid. Nou gaan vanmôre wat jy praat oor 'n paar dinge wat jy moet mooi luister. Skryf neer as jy kan neerskryf. Luister oor en oor hierdie boodskap vanmôre. Hulle wat ook dit op die foon kry, luister wat die woord vir ons leer vanmôre, ja die Gees ons oopmaak. Nou ter inleiding vanmôre, seëninge en vloeke, curses and blessings, vind ons so by 600 keer in die Bybel. Beide seëninge en vloeke word gewoonlik in woorde uitgedruk. Of gesproke woorde, of geskrewe woorde. Luister mooi. Maar die woorde is nie gewone woorde nie, maar woorde gelaai met bonatuurlike krag. Die Bybel sê dat ons tong is soos 'n vuur. Ons kan lewe losmaak of ons kan dood losmaak. Die krag kan die krag van God wees, of dit kan die mag van Satan wees. En een van die kenmerke van beide vloeke en seëninge is dat dikwels manifesteer dit van geslag tot geslag. Wat beteken dat so 'n persoon op wie die seën en vloek rus, nie maklik kan onderskei waar dit vandaan kom nie. Ek gaan nou vir jou 'n paar dinge wys. Maar dit kan terug op die bloedlyn wees so ver as 10 geslagte terug. Nie ek of jy weet wat ons oupa grootjies en almal voor dit ingedoen het nie. Of hulle God gedien het, of hulle God vreesend was, of waarop hulle deelgeneem het.
Niemand weet of hy deelgeneem het aan vryweselery. Niemand weet waarop hy betrokke was nie. Nie een van ons weet nie, want hulle leef nie meer nie. Maar die goeie nuus is dat Jesus Christus ons uitkoms is. Amen. Amen. Nou kom ons kyk vanmôre na 'n paar belangrike dinge. Die heel eerste punt vanmôre wat wil stil staan is belangrik om te onthou dat waar daar 'n vloek is daar ook 'n rede daarvoor. En om bevry te word van 'n vloek is dit belangrik om die oorsaak te soek, want 'n vloek kom nooit sonder 'n oorsaak nie. 'n Vloek kom nooit sonder 'n oorsaak nie. Spreuke 6 vers 2 sê: soos die voeltjie wegfladder, soos die swalkie wegvlieg, soos 'n vervloeking sonder 'n oorsaak, dit kom nie uit nie. Tweedens, 'n vloek skep 'n negatiewe ingesteldheid of mentaliteit. In plaas van die goeie te verwag jy altyd die slegte. Negatiewe woorde gespreek, baie keer uit woede, seer, teleurstellings, kan 'n vloek 'n verbinding word in jou eie lewe en op ander persone se lewens. Kom nou mense, praat saam met my. Wat sê jy baie keer as jy kwaad is? Wat raak jy kwyt baie keer as jy kwaad is? As jy woede uitbarstings kry wat eintlik nie moet gebeur nie, wat sê jy vir ander mense? Wat sê jy vir jouself? Wat sê jy vir jou kinders? Wat sê jy vir jou man? Wat sê jy vir jou vrou? Jy sê dinge wat jy is aan dink en dit kan 'n vloek of 'n binding wees op daai persoon se lewe. Derdens, vloeke bepaal die toekoms van so 'n persoon op in die vloek rus. Dat sal nooit suksesvol wees, sal nie geestelik groei nie, en is altyd die sterk in plaas van die kop. Kom ons kyk na 'n paar redes en oorsake van vloeke. Belangrik. Heel eerste een vanmôre wat ek wil praat, word genoem die moeder van alle sonde en kwaad. En dit is ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid is die moeder van alle sonde en kwaad. En ons vind dit. Ons vind dit in Deuteronomium 28, wat sê, as jy gehoorsaam is, sal seën in jou pad langs kom, maar as jy nie doen wat die Here jou beveel om te doen nie, of ongehoorsaam is, sneller jy die vloeke wat hy hier noem. Vers 14, of kom ek stel dit so, 14 verse van hoofstuk 28. 14 verse van hoofstuk 28 praat oor seëninge, wat om en by 24,8% is. Maar 54 verse in hoofstuk 28 praat oor vloeke, wat 75,2% is. Groot verskil, hè? So ongehoorsaamheid is een van dit, wat dit kan sneller. Ander punt vanmôre. Dit kan ook kom van iemand met gesag of ondergesag. 'n Vloek kan ook kom van iemand met gesag of ondergesag. Dit kan kom van jou pastoor. Dit kan kom van jou man. Dit kan kom van jou pa. Dit kan kom van iemand in 'n leierposisie. Dit kan kom van die skoolhoof. Dit kan kom van onderwysers. Dit kan kom van jou baas by die werk en so kan dit aangaan. Wat net sonder om te dink dinge uit oor jou uitspreek, 'n vloek oor jou losmaak, en as jy nie van beter weet nie, daardie vloek op jou gaan rus. Totdat iemand vir jou bid.
Kom ek wys jy wat 'n krag woorde dra. Kyk hoe wys of jy wys, luister mooi. In die tweede boek van Samuel 1 vers 21, hierso is ons 'n gedeelte wat Dawid iets gesê het. Hy sê, berge van Gilboa mag op julle geen dou of geen reën en geen velde van offergawes wees nie. Dit is sy woord, luister mooi. En daar is 'n skuld van helde weggegooi, die skuld van Saul, sonder dat dit met olie gesalf is. Dis Dawid se woorde, om en by 3000 jaar terug. Die woorde gespreek, nou luister mooi. En tot vandag toe, groei daar niks op die gebergte van Gilboa nie. Zero. Hulle het alles probeer plant en alles probeer doen, niks groei daar nie, omdat Dawid 'n vloek uitgespreek het oor daai gedeelte. Dus wat se krag daar in woorde is. Nog interessant. Daar is jou self kan die oorsaak wees. Jy jouself kan die oorsaak wees. En dit word genoem selfopgelegde vloeke. Selfopgelegde vloeke. Dinge wat jy oor jouself uitspreek en ook glo, wat ander vir jou sê, sal, is bietjie later oor iets sê, maar luister, jy glo dit wat jy sê, wat jy self uitspreek, jy glo wat ander sê. Mense, wat ander sê vir jou, moenie na alles luister nie. Glo dit wat die woord van die Here vir jou in die woord sê, wat en wie is in Christus Jesus. Belangrik, moenie dat hy wil 'n klomp dinge in jou gedagtes plant nie. Dan kan dit kom, virus kan dit ook kom deur gewone mense, soos jou beste vriende, omdat jy teleurgestel het, hulle nie meer jou vriend is nie, maar jou vyand, of iemand wat kwaad is vir jou, en dan wil jou terugbetaal, kan mense dinge sê en oor jou uitspreek, sonder dat jy kennis deel van dit. En dan kan dit vloek word in jou lewe. Dan die 5de kan dit wees, handlangers van Satan, deur die okkult. Vloeke word uitgespreek teen Christen huwelike, word uitgespreek teen hulle finansies, teen hulle besighede, deur kerke wat gevaar inhou van hulle koninkryk, word uitgespreek teen hulle leiers, word uitgespreek oor stede, dorpe ensovoorts. Net deur te kyk wat jou sterre voorspel, kan jy 'n vloek oor jou losmaak. Jy kyk nie na sulke dinge nie. Want niemand ken jou toekoms behalwe God die Vader nie. Micha 5 vers 12 sê, verder sal ek uitroei. Verder sal ek uitroei. Dink jy daarby kom nou dan? Die tower uit jou hand, en jy sal geen goelaars, tellers of fortune tellers meer hê nie. En ek sal jou midde uitroei, uit jou midde uitroei, jou gesteede beelde en jou klippilare, sodat jy nie meer voor die werk van Johannes sal neerbuig nie. Ek sal jou in jou midde uittrek, jou heilige boomstompe en jou stede verwoes. Ek sal 'n toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Deuteronomium 27:26 sê, vervloek is sy wat die woord van die wet nie hou, om dit te doen nie, en die hele volk met sê amen. Dis wat die Bybel sê. Wat kry ons nog? En ons baie keer nie aan dink nie, wat daai dink as sneller is afgodsdienste en valse gode. Vers 15 sê, vervloek is die man wat 'n gesteede of 'n gegote beeld maak, dit is 'n gruwel in God se oë, 'n gruwel vir die Here. Eksodus 20 vers 3 sê die volgende: jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, en nie voor hulle neerbuig nie. Jy kan wees soos jou ouers gedoen het, so ver as 4 tot 10 gestapte terug, en jy jou kinders kan nie een wees wat geraak word deur hierdie vloeke, kan deur hulle kom van die voorgeslag van na jou toe, en kan 'n paar geslagte oorslaan na die volgende geslag toe.
Hy sê, "Wel, hy moenie nuuskierig word en vra oor die ander afgode. Hoekom wil jy weet wat die ander afgode doen? Hoekom wil jy sekere dinge weet van sekere afgode en hoe hulle die Here, hoe hulle die afgode aanbid? Bly weg van dit af." Dis wat gebeur het in die Nuwe Testamentiese kerk. Die mense het alles gebring wat te doen het, gade met ookeld, en die apostels het dit verbrand. Handelinge 19 vers 19. Meeste goede van die oosterse lande, luister mooi, meeste goede van die oosterse lande, soos beelde, dit sluit engeltjies in, linne met allerlei tekene, wraak en allerlei goedheid gediertes, gee jy in die regmatige plek in jou huis. Jy maak 'n deur oop. En dan word wat sê, ek slap het oop deur in die aand. Ek maak die vensters oop. Ek los my hek op, dis wat ek eintlik sê. As ek daai goed inbring. Jy nooi in. Jy kan en mag daai goed hê. Mense se punt van kontak. As jy weet wat se ander goed hulle gebruik om kinders te vang. Ek het hieroor gepraat dat hulle Superman en al die ander klomp goede en Spiderman en allerlei dinge en al hierdie ander gedroggies wat hulle verkoop aan die kinders. Gebruik hulle om kans by die jong mense te kry, by die kinders te kry. Verbrand daai goed. Raak ontslaaf van dit. My eie seun het die ondervinding gehad, ander toe ek klein was, met een van daai gedrog wat hy iemand gevat het in ons huis gebring het, sonder ons af geweet het, en die aand toe hy skreeu, toe Rien aan haar klop, toe staan hy teen die muur, toe wil hy klim teen die muur van vrees. Toe sê mamma, die ding is hier. Toe ons daai ding kyk, is dit 'n He-Man, ek dink is He-Man iets gewees vir die ding wat hy gehad het daar. Dieselfde gedrog het in sy kamer gekom. Jy kan dit nie toelaat nie. Jy mag dit nie toelaat nie. En wat hulle inkom kan jy gee my 'n regmatige plek in jou huis, gaan hulle alles oorneem, selfs jou huwelik beïnvloed. Psalm 135 vers 15 sê, die afgode van die heidene is silwer en goud, 'n werk van menshande. Vers 16, hulle het 'n mond maar praat jy, hulle het oë maar sien nie, hulle het ore maar hoor nie, ook is daar geen asem in hulle mond nie. Die wat hulle maak, luister wat hy sê, die wat hulle maak sal net soos hulle word. Luister nou mooi. Elkeen wat op hulle vertrou shall become like them. Jy word soos daai ding, het niks verkeerd met die beeld wat daar staan nie, maar gaan kyk bietjie. Maak die sak writ as jy gaan naslaan, as jy sien meeste van die dinge, as dit nie almal is nie, het 'n demoniese naam. Word aanbid in die wêreld daar buite, wat nou voels is, of wat is, en aanbid daardie dinge gee hom 'n naam. En onbewuslik bring ons daai dinge in ons huis in, en daai gogge kom saam in ons huis in. Dan verstaan jy nie hoekom alles deur mekaar is, jy verstaan nie hoekom jy stuk in huwelik nie, jy verstaan nie hoekom die kinders rebels is nie, jy verstaan baie dinge nie, raak ontslaaf van daai dinge. Ons het van duisende rande se goed as ons breek en verbrand en weggooi, ons agterna nog gesien het in ons huis. Die kan dit nie toelaat, die mense wil speel met gevaarlike dinge, maar die Gees is reël om sy werklikheid, hy speel vir keeps. Die Bybel sê Johannes 10, hy kom te slag om stede te verwoes. Hy wil jou van die aardbol afvee. Hy haat kinders van die Here. Moet hom nie die plek gee nie. Hoe word het 'n mond, maar hy praat, hy het 'n mond maar praat nie. Hy het oë maar sien nie, oor het maar hoor nie. En dit het ook geen lewe in jou in hom nie. Geestelik is daai ding dood. En dan word jy later net soos daai ding. Jy hoor nie, jy sien nie, en jy's geestelik dood. Wat maak nog deure oop vir jou? As ons nie oppas nie. En jong kinders moet luister vanmôre. En selfs as daar ou mense is hier, wat nie met julle ouers reggemaak het voor hulle dood is nie, jy het probleme.
Tweede is jou ouers, as jy jou ouers oneer aandoen, vers 16 van ons geleesde gedeelte. Verag, minag en skandelik behandel. Daai gedeelte sê nie dat jy saam met hulle moet stem nie. Hoor die pastoor sê? Daai gedeelte sê dat jy nie altyd saam met hulle moet stem nie. Jy kan verskil. Wie vanmôre wat jy sit, ons sê ek en my man stem altyd saam oor alles. Kom nou mense. Jy verskil baie keer oor alles ook. Ons mag verskil. En ons gaan verskil. Kinders mag verskil van hulle ouers. Maar dit sê duidelik, eer jou vader en jou moeder sodat jou dae verleng en jy die seën van die Here mag ontvang. Dis 'n opdrag met 'n seën daarin gekoppel. So as jy teen die teenoorgestelde doen, rus daar 'n vloek op jou. Die duiwel sê vervloek is diegene wat dit doen. Toon respek. As jy ouers dood is vandag en jy is sleg behandel, weet jy, my hare rys gespraak doodrig weer oor. Hoeveel van die kinders vat hulle ouers en gewaai hulle af by die ou huis. Los hulle daar, besoek hulle nie. Hulle moet aanploeter, sorg dat geld as dit alles betaal word, dit besorg, terwyl die kind uitroep na die kinders net 'n besoek, of net sê, maak as lief jou, pak as lief jou, dit word nie gedoen nie, dis 'n skande in die oë van die Here. Een skande. Toon respek. En vanmôre wil ek iets aanraak, miskien iemand maar my verskoon as ek kan sê, ek maak beroep doen vanmôre. Hoe word daar dogvloeke losgemaak? En ek gaan dit reguit sê, en ek praat oor sitkamertaal reguit met die word deur oopgemaak teen ongeoorloofde of onnatuurlike seks. Luister wat pastoor sê môre. Enige vorm van onnatuurlike seks bring 'n vloek. So wie wil sê as pastoor ek nie geweet nie wat ek wil sê. Dit sluit in enige vorm van, ek gaan nie al die name noem vanmôre nie, asook seksuele verhoudings met lede van die familie. Hoeveel keer gebeur dit vandag dat jy lees dat die pa sy eie dogters verkrag of wat ook al doen, of andersom. En vandag moet ons erken die feit dat daar miljoene kinders is wat gebruik word deur hulle vaders of ander familielede op die gebied van seks. Die koerante is vol, die media is vol van dit. En daardie persoon se lewe word heeltemal verwoes weens 'n vloek wat op haar of hom rus. Mense, kom ek wil dit vanmôre vir u sê, luister mooi wat ons stoor sê. Ons het baie mense gewerk aan. Meestal van daai mense word of gaan oor na die ander geslagte. Die seun wil nie meer seun wees, die seun wil nou dogter wees. Die dogter wil nie 'n dogter wees soos nou seun. Hoekom? Gaan kyk en gaan krap 'n bietjie en gaan praat en kyk waar dit vandaan kom. Hulle word nie so gebore nie, 'n snert. Wil jy duidelik dat jou leuen vertel, 'n snert. Onder daai selfde ding is daar buiteegtelike kinders wat gebore word. Nou luister op, vir my kippe gooi, luister wat ek nou sê. Die Bybel praat van 'n bastard. 'n bastard. Wat beteken 'n kind van bloedskande, buiteegtelike kind. Luister nou mooi wat pastoor sê, voor jy nou jare nou reis. Deuteronomium 23 vers 2 sê, geen bastard mag aan die vergadering van die Here kom nie, selfs sy 10de geslag mag aan die vergadering van die Here nie kom nie. Dis nie te sê dat so 'n kind wat daar is, hy of sy nie gevra om daar te wees nie. Kom nou mense,
Hy of sy het nie gevra om daar te wees nie. Dit is nie te sê dat ek die Here nie mag dien nie, is nie wat die woord daar sê nie. Maar dat hierdie kind sal nooit, en ek onderstreep nooit, geestelik of in die sirkulêre wêreld enigstens verder gaan of iets bereik nie. Of wat hy of sy graag wil doen nie. Laat my kom. Luister my wat pastoor sê. Nooit sal bereik kom. En ek doen met plek weggekom. En ek kom skies toch. Weens hierdie nagmerrie ondervinding van hy persoon, hy kind, onskuldige kind, loop met daardie klad op haar naam, op sy naam, loop met die binding op hulle naam, en jy verstaan nie hoekom nie, gaan breek daardie vloek van die bastardgees oor hy kind se lewe. Staan in die opening, namens hy kind vra vir die Here om vergifnis, namens ma en pa, en waarom ook wat gebeur het, en vra die Here hulle sal vergewe. Omdat het ook verklachtings wat ons kry. En die verklachtings is vir die mense onskuldig gebind deur soul ties. Wat beteken dat die gemors wat die persoon was, wat het gedoen het, gaan oor na die ander persoon toe. Maar die lewe van die persoon is verwoes. 1 Korintiërs 6 vers 15 sê, weet julle nie dat julle die liggaam van die lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat in 'n hoer beaanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee sê hy sal een vlees word. Dit is presies wat gebeur. Jy kry 'n gesonde soultie wat is tussen man en vrou, wat goed is. Jy kry 'n ongesonde soultie wat buite die huwelik gevorm kan word. Nou sê ander, dat die Bybel sê, jy sal een vlees wees. En dit het dan niks te doen met die siel van die mens, nee. As jy buite die woord van die Here beweeg, en jy doen iets vleeslik, kan dit 'n binding op jou lewe bring. Dis 'n deur wat jy oopmaak vir die vyand, grond wat jy afstaan aan hom. Geen normale mense, persoon verkrag of doen abnormale dinge wat 'n onskuldige se lewe verwoes nie. Dit word gedryf deur demoniese magte van die duisternis. Gaan lees die 2:27. Hy sê vervloek is jy as jy sulke dinge doen. Nou, vierdens, baie siektes wat mense se pad langs kom, kan 'n vloek wees ook. En ek doen vanmôre 'n voorbeeld dat ek hoor wat pastoor sê. Baie ongeneeslike siektes. Ek het al so baie gehoor, mense gaan hospitaal toe, dan kry hulle niks fout in die persoon se lewe nie. Die liggaam is 100% wakker, gee fout nie, maar hy is so siek, so swart het kan kom. Dis 'n vloek. Ongeneeslike siektes. Wanneer daar niks gekry kan word, die toets is normaal en medikasie werk ook nie, so swere, oopsere, skriftes, uitslag en vergroeisels. Die Here sal jou swaar tref met sweer van Egipte en met geswelle en geskiftes en uitslag waarvan jy nie gesond word nie. Siektes wat pa, maat, oupa, ouma gehad het, duik op in hierdie geslag of paar geslagte later dan kom dit weer daardeur. Soos longsiektes, kanker, verskillende staadse tipe koors, inflammasie, hartsiektes wat in die bloedlyn in vorige geslagte plaasvind, kan weer opduik in 'n vorige geslag. En as dinge wat oorgedra word wat nie reg is nie. Weet jy baie kan gegee vir kankertoetse, wat vra hulle jou? Wie in jou familie het kanker gehad? Kom nou mense. Hartprobleme, wie in jou familie het hartprobleme gehad? Hoekom vra hulle? Want hulle weet waar dit vandaan kan kom. Maar hulle verstaan nie die geestelike term van dit. Hulle weet nie hoekom geestelike dit daarvan oorgedra word na die volgende slag. Ja.
kan ook deur selfopgelegde vloeke wees. Selfopgelegde vloeke. En ek wil jy skrif gee vanmôre wat my getref het oor Genesis 27 vers 46 wat skryf oor Isak en Rebekka. En sy kom en sy praat met Isak en sy sê, luister wat sy, luister, ek wil jy moet luister wat sy sê. Ek is moeg vir my lewe. Ek is moeg vir my lewe. Hoekom? Vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is, uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? So ek is moeg vir die lewe, en waarvoor lewe ek dan? Luister mooi. Sy het 'n dubbele vloek oor haar uitgespreek en sy die dood uitgenooi. Dis skerry. Jakob spreek 'n vloek uit oor sy vrou sonder dat hy bewus is daarvan. En Rachel sterf toe sy geboorte gee in Benjamin. Kom ons kyk wat Jakob gesê het. Genesis 31 vers 32. Die een by wie u die gode vind, en ons het die gode gevat en weggesteek, né? Die een by wie u die gode vind, luister mooi, hy mag nie lewe nie. Ondersoek by my wat by my is, in die teenwoordigheid van ons broers, en neem dit vir u. Maar Jakob het nie geweet dat Rachel dit gesteel het nie. Die een by wie die gode vind, mag nie lewe nie. En Rachel sterf by die geboorte van Benjamin. Mense, hoeveel keer nooi ons die dood in ons eie lewe in? En die dood laat hom nie 2 keer nooi nie. Luister. En baie uit in dieselfde woorde as wat Rebekka gesê het, en so bepaal hulle eie lot, woorde soos ek is doodmoeg, of tot die dood toe moeg. Sê vir die kinders, ek slaan jou sonder doods, of ek lag my doods. Woorde wat jy spreek, en woorde wat jy oor jouself uitspreek, wanneer jy fouteer, of as jy na jouself kyk, en jy lyk nie so mooi soos ander nie. Jy lyk nie so mooi soos ander nie. En jy aanvaar dit. Of jy nou bietjie geset is, of bietjie kort is, of bietjie lank is, dan spreek jy daai dinge oor jou uit, en jy leef met daai kompleks al reg deur jou hele lewe, tot die dag wanneer jy kom haal. Jy is gebind, en kan in die sieninge van die Here smaak, wat hy vir jou stoot gehad het, terwyl jy pare was nie. Hoe maak ons hy vloek in ons gewone mense, sê ons kan 'n vloek uitspreek. Daar was eens op 'n tyd jou vriend, maar nou het hy jou gedraai, en sê woorde soos die, sal nooit weer my voet in daai persoon se huis sit nie. Sal nooit weer my voet op my ma en pa se huis sit nie. En dan sê hulle gewoonlik wat hulle wil sê, maar met 'n verkeerde hart, met verkeerde motief, dan word daar krag, en 'n vloek word oor persone uitgespreek, en 'n binding kom op die lewe deur te sê, nooit. Jy het nie net deur toegemaak, jy het jou brug jou afgebreek. Woorde dra krag. Nooit kan 'n kras woord word aan die negatiewe kant, nooit weer gelukkig wees nie. Nooit weer wil ek daar wees nie. Nooit weer trou nie. Nooit beteken sonder dit. Sê ek jy liewers dat sonder hulle klaarkom. Ek sal liewers dat sonder hulle leef. Ek kan sonder my man of vrou klaarkom, sonder my vriende, sonder die Here en soos. Dis gevaarlike woorde wat ek en jy spreek. Ons kan nie toelaat dat oor ons lippe kom nie, want vloeke kling aan vas.
baie keer ook. Jy werk hard, kry jou salaris, gee deel vir die Here, doen alles. Maar jy kan nie uitkom met jou salaris nie. Want dan word van jou gesteel. Geestelik gesproke, is daar iemand wat jou geld laat verdwyn. Deuteronomium 28 vers 31. Ergens in jou deur oop laat staan, Malagi 3 vers 7 tot 12 sê, julle eerste sê die Here, keer terug na my, en die tienersoffergawes, bring nou julle tiende na die skathuis en beproef by hierin, of ek die vensters van julle nie sal oopmaak nie, en die oorvloedige seenolie sal uitstort. Ek sal die sprinkaan weghou, of afweer, en die wynstok op die land sal nie vir jou onvrugbaar wees nie. Vers 9, met die vloek is jy belaai, tog beroof julle my, julle die hele huis, die hele nasie. So doen jy dit nie, beroof jy die Here. Dis wat die woord hier sê. As ek en jy doen wat die woord sê, kan ons die diep identifiseer, volgens Spreuke 6 vers 31, en ons kan sewenvoudig terugeis dit wat hy van ons gesteel het. Nie net finansiëel, maar ook ons geestelike dinge en gesondheid en so. Jy kan sewenvoudig terugeis, die skrif wat ons gaan gebruik. Nog 'n deel wat ons kan ooplos, is deur emosionele onstabiliteit en vrees. Wat sien ons daarin wat gebeur, die 28. Hy sê die Here sal jou staan met krankzinnigheid en blindheid en sinsverwarring. The Lord will strike you with madness, craziness and with blindness, confusion and bewilderment of heart and mind. Dis iemand met 'n konstante innerlike worsteling en frustrasie. Hier is by 'n punt kom. En die twee hoofsleutels van die vloek is depressie en verwarring. Hulle is dubbelhartige mense, double-minded. Met 'n probleem om hulle gedagte te vernuwe deur die inplanting van God. Met 'n probleem om wel te doen. Te vernuwe deur die inplanting van God se woord. En die tipe mense word maklik geoorkom deur emosies en vrees. Dan word jy te op en af lewe. Ek kan nie verstaan hoekom nie. Jy het die deur oopgemaak ergens vir 'n vloek. Nou. Hoe kom ek vry van die vloek? Hoe kom ek vry van 'n vloek? Skryf dit neer, baie belangrik. Erken jou probleem en die oorsaak daarvan. Anderswoorde, gaan na die wortel toe. Gaan soek die wortel van die probleem. Erken jou probleem en die oorsaak daarvan. Tweedens, as jy enigsins deure oopgemaak of gesondig het om dit te doen, bely, maak reg, vra om vergifnis. Derdens, verloon daardie vloek op en in jou lewe. Verloon dit, sê ek weier dat hy vandag af weer verder in my lewe sal opereer. Verloon, maak hy deure toe. Dan laastens, weerstaan die Satan wat alles sal probeer om my weer gebind te sien na 'n ander vloek, onder hy vloek te hou. Met ander woorde, herken jou probleem, bely jy enigiets deur oopgemaak het, verloon dit en weerstaan die Satan wat jy sal probeer om my weer onder hy vloek te hou. Seëninge kan jy gaan lees. Dit van Deuteronomium 28 vers 2 af gelees het daar. Ek gaan nie alles lees, is 'n hele paar van dit. Gaan lees al die dingetjies. En 'n paar lees jy daar, die Here sal jou goeie skatkamers heel vir jou oopmaak, miljoen van jou land om die regte tyd te gee, maar die werker van jou hand te seën. Jy sal aan nasies uitleef, maar jouself hoef te leen nie. Die Here sal jou kop en jy sterk maak nie. Daai gedeelte, jy sal regs of links afwyk van die woorde van jou vandag beveel, waar gaan goed aan te loop met dit nie. As jy dit doen, sal jy jou seën. Lees Deuteronomium 28 vanaf vers 2, kyk wat die seëninge van die Here is in die plek van vloeke, as jy gehoorsaam is en doen wat die woord van die Here vir jou sê te doen. Eindelik hoef ek en jy nie agter seëninge aan te hardloop nie. Wat jy doen is om die voorwaardes na te kom
en die Here sal sorg vir die res. Ek gaan vanmôre, ek het 'n lang gebed wat ons gaan saam bid. Dan gaan ons afsluit, dan gaan ek net die dinge kanselleer en krag toestel. En ek weet jy moet saam bid, dit asseblief as jy wil hê vanmôre, net om seker te maak dat die ding oor jou gebreek is, bid hardop agter my aan, ek gaan dit woord vir woord lees. En maak die oë toe en sluit dit en bid en sê, Here, as ek daar staan vanmôre met 'n vloek oor my lewe. En van die punte wat ek vir jou genoem het vanmôre, teenswoordig is in jou lewe, sê Here, breek daai dinge oor my lewe. Ek wil U volg, ek wil my lewe geniet U paarde, ek wil U seën ontvang, ek wil gesond wees, ek wil gebless wees, en al daai dinge, bid dit saam met my, en ons glo die Here gaan vanmôre wonderwerk doen. U gaan hardop agter my aan sê, ek gaan stadig hê, sê Jesus, almal saam, Jesus is die Seun, die gesalfde van God, die middelaar tussen God en die mens, die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na God die Vader behalwe deur U nie. Ek glo en bely dat U my plek gesterf het op die kruis van Golgotha. My sondes, my siektes en my pyn op U geneem het en dit gedraai het en my losgekoop het van die vloek van die wet. Dit is vir my 'n vloek te word sodat ek die seën kan ontvang. Ek glo dat U opgewek is op die derde dag deur die God die Vader, dat U opgevaar het na die hemel en gaan sit het aan die regterhand van God die Vader as die verreëse Jesus Christus, die leeu in die stam van Juda. Here, ek besef vanmôre om U seën te ontvang en vrygemaak te word van enige vloek oor my lewe, moet ek enige bekende sondes wat gepleeg is deur my of deur my voorvaders, moet ek bely. En op grond van my belydenis en U woord kom ek vanmôre en ek verloon elke sonde. Ek bely dit gepleeg deur my voorouers of enige ander verwant aan my. Elke ander persoon of persone die my leed aangedoen of verontreg het, en ek vergewe hulle. Sê, ek vergewe hulle almal nou, soos God die Vader my ook vergewe. En ek wil hier met name sit met die name vinnig te weet, as ek die name onthou maar as ek vergewe Kospiet, Saartjie, sê ek vergewe my ma, vergewe my pa, vergewe my boetie, my sussie, noem het so 'n paar omdat al die name as jy kan onthou. Sê Here, ek kan nie almal onthou nie, maar ek spreek almal vry. Ek vergewe almal in Jesus Christus se naam. Dankie Jesus. Sê Here, dankie dat U ons almal vergewe het in Jesus naam. In die naam van Jesus breek ek en kanselleer ek enige vloek op my bloedlyn en verloon die werke daarvan en van enige vorm van siekte, krankheid, armoede, depressie, oppressie, enige vorm van ongeregtigheid. Ek verloon, breek en kanselleer enige leilyn, geestesbaan, sielsbande, okkultiese bindinge, van watter aard ook al, towerry, glasie speel, fortuinvertellery, vrymeselary, terrorisiteit en ontrouheid op my bloedlyn. Dit wat lei na nederlaag, lei na onvrugbaarheid, lei na siektes, lei na verwarring, die sterk of nie die kop nie, altyd laaste wees, altyd verloor, geen sukses, geen promosie, opbreek van huwelike en gesinne, duisternis wat my volg, na my ingang en uitgang, verloon ek nou
vyand langer op my bloedlyn, myself, my gesin en my familie. Ek breek daardie bande in Jesus naam. Kom ons sê dit weer. Ek breek daardie bande in Jesus naam. Ek verbind myself ook tot die verwydering van enige soort okkultiese voorwerpe wat eer aan Satan bring en oneer aan Jesus Christus. Met U help Jesus sal ek dit alles verwyder en dit alles vernietig. En as gevolg van wat U vir my gedoen het. Aan die kruis Jesus bevry ek myself nou van elke vloek, elke bose invloed, elke donker skaduwee oor my gesin, oor my familie, van enige bron van wat ook al. Ek stel myself nou vry in die naam van Jesus Christus. En almal van ons sê amen en amen. Ons het dank vir Jesus. Yes, Lord! Ek glo dit met my hart. Ek glo dit met my hart. Dat die Here vanmôre iets gedoen het. Kom ons sluit ons oë vanmôre. Vader, dankie. Baie dankie vanmôre. Dat jy elke band gebreek het, elke persoon vrygemaak het. Dankie Here dat ons getuies sal ontvang. Waarvan mense finansiëel sal floreer. Waar besighede sal floreer. Waar mense gesondheid sal geniet. Waar mense seëninge sal geniet. Waar Here wonderwerke doen in kinders se lewe. Waar Here wonderwerke doen in huwelike. Waar Here wonderwerke doen in hulle geestelike lewe. Here, ons sal getuienis ontvang, want U is goed. U is dit wat die woord sê, nog nooit verander nie. En die woord sê dit, Here, en ja en amen sal dit wees in Jesus Christus se naam. En ons prys en ons loof en ons aanbid U daarvoor. Amen. Yes.